Goeienaand, dames en heren. Good evening. Molweni. Onkelekele. Geachte lede van die ES-raad en die ES-bestuur, professor Pieter Kip, president van die convocatie en ander lede van die uitvoerende komitee, lede van die convocatie, collega's, dames en heren. Nou, ek is nou hier om die gebruikelike mededelingen te doen oor hoe goed het gaan met die universiteit. Nou, Marie Jesse het gemaakt dat ek nou nie die PowerPoint gebring het nie. Nou gaan ek het net vir die verhaal vertel en ek hoop dit kan ewe goed doen. Ek het die eerste keer in 2007 hier gestaan aan die begin van my eerste termyn. Ek het destyds aan u gesê dat ons gaan bepaalde dinge doen en vanaand is 'n geleentheid om net terug te kyk. Hier in die aand van hierdie termyn. 'n Belangrike onderneming wat ek gegee het was oor uitnemendheid. Ek het genoem dat Stellenbosch een van die voorste navorsingsuniversiteite in Suid-Afrika en Afrika is en dat ons suksesvol gedryf word deur die internasionale kundigheid van ons personeel. Vandaan kan ek met trots sê dat ons het inderdaad die afgelope 4 jaar gestand gedoen het. Daar was baie prestasies. Maar ek sonder graag 'n paar onlangses uit. Die ES se insluiting by 2 internasionale rangordes as een van die topuniversiteite in die wêreld, die QS World University Rankings en die Times Higher Education World University Rankings. Ons is terdee bewus van die feit dat die metodologiese swakhede in rangordes ook maar iets is waaroor ons moet dink. En dit is hoekom ons as universiteit nie ranglyste najaag of oordrewe waarde daaraan heg nie. Ons waardeer egter die internasionale erkenning wat daarin vervat is. Dis erkenning aan die akademiese en die navorsingsvoortreffelikheid van ons personeel en die bydrae van ons studente. Uitnemendheid bly 'n belangrike oogmerk vir die toekoms. Dit is wat universiteite in die bedryf hou. Een van ons strategiese doelwitte vir die volgende 4 jaar is juis om Maties se kundigheidsbasis verder uit te bou. Dit is immers in die eerste plek die universiteit se uitnemendheid wat ons in staat stel om 'n betekenisvolle bydrae te lewer tot die gemeenskap. Soos ek destyds gesê het, die uitdaging is ook om te beweeg van sukses na beduidende sukses. Ons beskou dit as die universiteit se taak om sy kundigheid so te gebruik om dringende maatskaplike uitdagings van ons land, van ons dorp, van ons omgewing en van ons vasteland en ons wêreld aan te spreek. En ons kyk rondom ons en ons sien ons werk doen in 'n lewendige laboratorium. Dit is wat tot die hoopprojek aanleiding gegee het. Die feit dat die universiteit op die manier van waarde is vir sy land en vir sy mense. En dit is iets waarop alumni oral waar ek hulle teekom baie trots is. Nou so van die hoopprojek gepraat. Dit dien ook as 'n fondsinsamelingsveldtog vir die volhoubaarheid van die universiteit vir die toekoms en vir die volgende geslag. Ons doelwit is 1,75 miljard rand en ons is al oor die halfpadmerk. Nou, nog 'n onderneming wat ek in 2007 gegee het was, dat ons nie net beduidend beter sou wees nie, maar ook beduidend anders. Ek het gesê ons beweeg weg van ons verlede as 'n plek waar sekere mense uitgesluit is en dat ons eerder 'n welkome heenkome aan almal wil bied. 'n Tuiste. Ek het gesê ons sal slegs tevrede kan voel oor billike toegang aan die universiteit wanneer die dogter van die plaaswerker
dieselfde toekomsgeleenthede hier het as die seun van die plaasboer. Ook in die verband maak ons goeie vordering. In 1990 het die universiteit net 762 swart studente gehad. En hierby sluit ek nou die etniese groepe swart, bruin en Indiër studente in. Vandag het ons meer as 9000 swart studente. Swart, bruin en Indiër. Oftewel 33% van ons studentekorps. Nou ek weet dat die dogter van die plaaswerker in ons geweste waarskynlik bruin is en Afrikaans praat. En dit is onder meer waarom Afrikaans vir ons van strategiese belang as onderrigtaal is, omdat dit 'n instrument is, nie net van taalbehoud nie, maar eintlik 'n instrument van bemagtiging. Ons is verbind tot die gebruik en die volgehoue ontwikkeling van Afrikaans as akademiese taal in die konteks van meertaligheid. Hierdie beginsel is reeds in 2002 in die taalbeleid van die universiteit vasgelê. Die IS is lank nie meer 'n uitsluitlike Afrikaanse universiteit nie. En ons wil ook nie 'n uitsluitlike Engelse universiteit word nie. Dit is hoe ek my mandaat en opdrag verstaan, om niemand uit te sluit nie, maar ook niemand af te skeep nie. Die raad het aan die einde van 2009 besluit dat die universiteit moet 'n minimum voorgraadse aanbod hê, en die raad het die minimum aanbod van 60% in Afrikaans daargestel. En dit is presies wat ons doen. Om die waarheid te sê, ons gemiddelde is eintlik 'n paar persentasiepunte hoër. Een van die groot uitdagings was om parallel medium onderrig te implementeer. In 'n aantal van ons grootste fakulteite is die model ingefaseer. Daar was hakplekke, maar oor die algemeen is ons tevrede dat dit uitgestryk is, en dis hoekom parallel medium onderrig verder uitgebrei moet word. Ook in die pipeline is die moontlikheid van opvoedkundige tolking. Ons het dit die afgelope jaar in 'n aantal fakulteite op die proef gestel as deel van 'n omvattende navorsing oor onderrigtaal. Die terugvoer was positief en ons neem binnekort 'n aanbeveling hieroor na die raad. Dit verg fyn taalbeplanning en bestuur om 'n ingewikkelde model bestaande uit verskillende opsies te laat werk vir studente wat 'n vryheid het oor hul eie keuse. Dit is hoekom ons onderneem het om die situasie deeglik te monitor. Dit help tog nie, daaroor het ons genoeg gepraat in die verlede, dit help tog nie, jy het 'n taalbeleid en 'n taalplan, maar jy kan nie uitvind wat gaan aan op die grondvloer nie. Nou aan die einde van verlede week het dit onder ons aandag gekom dat daar tog wel vrae bestaan oor wat gebeur in die fakulteite self. Ek het hier aangekom en my daarin vasgeloop. Ek het iets gedoen wat ek nooit gewoonlik doen nie, en dit is bo oor al my visierektore gegaan en self 'n instruksie gegee dat die totale lyn van die moniteringstelsel nagegaan moet word om vas te stel waar die probleme lê, in watter modules, by watter dekaan, in watter departement, by watter dosent en watter student daardeur geraak is. Nou, dit was eintlik lekker om te kyk of die ding eintlik werk en of ek hom kan laat werk. Nou, jy weet hoe werk die stelsel in geheel. Die visierektor onderrig is oorhoofsverantwoordelik vir die implementering van die taalplan. En in elke fakulteit is dit die dekane en departementele voorsitters wat verantwoordelikheid neem vir die implementering daarvan. Jaarlikse verslaggewing moet aan die visierektor onderrig gedoen word en die verslag word gereeld ook gedoen. Nou, maak ons nie net staat op die normale administratiewe of
bureaukrasie nie. Ons maak ook staat op ons studente. Want ons studente is leiers, nie net navolgers nie. Ons maak op hulle staat om ons te laat weet as daar by die taalspesifikasies vir 'n module gehou word of nie. Nou daar is twee maniere hoe ons die studente vra om die inligting na ons toe deur te stoot. In die eerste plek, hulle kan dit doen deur middel van 'n anonieme terugvoervorm wat spesifieke vrae oor die toepassing van taalspesifikasies in 'n module insluit. Die vorm word vir elke module aan die einde van die module ingevul. En tweedens kan hulle met hul klasverteenwoordigers praat, want ons beskou klasverteenwoordigers as die moniteerders binne in die klas, wat klagtes deurgee aan die akademiese belangeraad, wat 'n raad is deur studente gekies vir studente in die fakulteite. Die struktuur bestaan uit studente en beskerm studente se akademiese belange. Hulle vergader gereeld formeel met die bestuur as hulle oor sake moet praat. Die verslag wat ek aangevra het, wys uit dat daar min klagtes ontvang is. Daar is geen teken van die klagtes wat die afgelope dae so sterk onder my aandag gebring is nie. Maar natuurlik moet ons seker maak dat ons aan altyd fyn dophou wat gebeur, want ons weet as iets verkeerd kan gaan, dan sal dit waarskynlik verkeerd gaan. So ons vra ons studente om attent te bly, om die stelsel te gebruik, om die stelsel te toets en die stelsel sterker te maak deur hul bydrae en deur hul ondersteuning aan die ABR en die bestuur. Nou dames en here, daar is 'n ander dimensie van hierdie vraagstuk wat ek tog met u wil aanroer. Nou, ek wil dit nie doen as 'n rektor en so, ek haal net die toga af vir 'n wyle. Maar ek wil dit doen as 'n ouer van 4 kinders en 2 kleinkinders. Wat ook soms daar by die huis sit en die burger so aan die een kant neersit en stilweg loer of hulle dit gaan lees, of hulle dit gaan oopmaak en of hulle in daardie moedertaal gaan iets leer. Want dan vind hulle uit, dan sal hulle uitvind hoe interessante lewe hulle pa ook het. Want jy sien dit is iets om oor bekommerd te wees. Lees ons nog genoeg, want jy kan nie mos nie gaan kyk wanneer jou kind op die selfoon is of op die iPad is, kan jy nie gaan kyk op daai ding nie, want hulle draai hom so onmiddellik weg van jou af, dat jy nie weet of hulle Afrikaans of Engels lees nie. Maar dit is wel iets om oor hartseer te raak. As ek soms sien dat 'n student op 'n registrasievorm aandui huistaal Afrikaans en aan die ander kant taal van voorkeur Engels. Nou dit maak 'n mens, dit maak my hartseer elke keer as 'n Afrikaans sprekende student besluit om 'n vraestel in Engels te beantwoord, al gaan hulle dit swakker antwoord as wat hulle dit in Afrikaans sou gedoen het. Daak my ook hartseer as iemand 'n tese skryf in Engels, net omdat dit mode is, wanneer hy Afrikaans of sy Afrikaans sprekend is. Want almal het die vryheid om dit in die taal van hul keuse te doen, en hulle kan die keuse anders uitgeoefen het. Dit is die foutlyn wat ek in ons gemeenskap sien. En ek weet nie, as ek hierdie woord gemeenskap gebruik, dan wil ek hê jy moet verstaan, ek verstaan dit inklusief nie, eksklusief nie. En dit is ook 'n foutlyn wat ek dink druk gaan plaas op ons en wat ons wil doen vir Afrikaans aan hierdie universiteit. En die bedreiging lê nie in meertaligheid nie. Bedreiging lê nie in die geleentheid om in die taal van jou keuse tussen ander mense in 'n multikulturele wêreld te groei nie. Want jy sien, dit maak ook my hartseer
as ek met 'n student van Mitchells Plain Afrikaans praat, soos nou onlangs, en hy praat met my Engels, en ek praat met hom Afrikaans, en hy praat met my Engels, en ek vra hom, hoekom hy nie Afrikaans praat nie, en hy sê, professor, ek kry skaam vir my Afrikaans. Het skaamte vir die Kaapse klanke van sy moedertaal, praat hy dan liewer Engels. Nou, al maak dit my ook hoe hartseer, respekteer ek studente se voorkeur om in die taal van hul keuse te studeer. Daarvoor het ons geveg, daarvoor moes ons op UWK as die jong brakke teen die baie groot Duitser te staan kom. En daarom dink ek is dit belangrik dat ons studente die geleenthede bied om in 'n meertalige konteks hul keuses vrylik uit te oefen in Afrikaans of Engels. Nou deur te belê in 'n meertalige onderrigmodel wat toeganklik is en studente sukses in die breedste sin van die woord verseker, bly ons juis in die toekoms van Afrikaans en van 'n beter Suid-Afrika en in die diverse tongvalle van al die sprekers van Afrikaans. Dames en here, ek staan nou hier aan die einde van hierdie termyn. En ek sien uit na die geleentheid om opnuut deur die raad en ek sien uit na die geleentheid wat ek opnuut deur die raad en die senaat gebied is om hier saam met u te werk om uitnemendheid en relevantie na nog verdere en nuwe hoogtes te neem. Saam met die bekwame mense met wie ek werk as dosente en die bekwame studente wat ons lewens vul met vreugde. Maar ek wil ook dankie sê vir die lede van die konvokasie wat hierdie pad saam met ons geloop het en nog bly loop. Ek wil ook dankie sê vir al die lede van die konvokasie wat 'n skenking aan die ES gemaak het ter ondersteuning van die hoopprojek. Altesaam 6004 studente het verlede jaar voorgraadse beurse ontvang. Die meeste van hulle finansiëel behoeftige jong mense wat nie andersins maties sou kon word nie. Want jy sien, talent is eweredig verdeel oor ons almal, maar nie geld nie. En baie van die beurse wat ons kon toeken, is deur alumni van hierdie universiteit befonds. Ons syfers wys 80% van ons individuele skenkers is nou weer alumni. En dus sê ek dankie vir u wat uit hierdie konvokasie uit daardie steun aan ons gee. Julle hulp help ander mense om oop deure te kry waar hulle verlang toe was. Ek sluit my eerste termyn af, begin die tweede termyn en ek weet dat hierdie universiteit op 'n goeie plek is, op 'n goeie koers is, en dat ons net verder vorentoe kan kyk vir die sukses van 'n volgende geslag maties. Voorsitter, baie dankie vir die aandag en sterkte met die res van u vergadering.